Daar is hy, goeiemôre broer en suster, baie welkom, het is lekker om so baie mense te sien. 'n paar afkondigings van die kerkraad se kant af. Volgende Sondag het ons vir proponent Reinhard Landman wat die erediens gaan waarneem, adverteer buiten Suid, dat ons hom goed kan verwelkom. Dan hou ons ter approbasie vir Estie Liebenberg voor as 'n diaken. Approbasie werk so dat ons kondig haar naam vir 3 weke lang af, en as dan iemand 'n probleem het ten opsigte van leer of lewe, kan hulle met hulle ouers gesels en sê, hoorie, daar's 'n probleem, en dan is dit so, maar glo die Estie, ons gaan 'n probleem kry met jou. En dan nagmaal, baie dankie dat jy die datum in sy video is, ek het amper vergeet daarvan. Is die 16de Augustus, Dominee Gerrit Kreer van Burgersdorp sal die nagmaal waarneem, hy sal ook dan op die 13de al die kerkraadsvergaderings waarneem. Dan ons kollekte is vir barmhartigheid onder die diens, en dan by die deur vir die teologiese studentekas. U kan maar ruim voorsien daarvoor, beide ek en word daaruit gehelp, en dan volgende week Kara en Karina wat skink. In terme van lief en leed is ons dankbaar om te sien dat Marliana hier so is. Ons hoop, dit is nou die teken dat jy gewen het. Ons is ook dankbaar vir Tanya-Ret Merton, wat 'n draai in die hospitaal gemaak het. Ons is dankbaar dat sy ook saam met ons is. Ons is dankbaar vir Hertie Venter, hy het 'n knieoperasie, knievervanging gehad, en maandag of dinsdag wat suksesvol was. Ons dank ook aan hom in die proses van beter word. Dan die Fielda is nou nie hier nie. Vrydag het ons haar gesien het dit nie baie goed gegaan nie, maar sy is nog aan die gang. Dink aan haar, en dan Oom Skalk wag nog vir 'n datum vir sy volgende ondersoek. Ja, en dan Karina, ons kry haar jammer sy het griep, so dink ook aan haar. Ek dink voordat ons sing, ons gaan lied 464 sing, en dan gaan ons saam bid om die seën van die Here. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen.
Ons gaan nou saam sing as loflied lied 168. Dit gaan oor die koningskap van Christus. Jy sal in die prediking sien hoe dit na vore kom. Volgens die 12 artikels, die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek wil hê ons moet fokus op die 9de artikel, wat dan ook in die prediking na vore gekom. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvan dan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, en dan artikel 9, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. U kan sit. Voordat ons nou gaan luister na die wet, gaan ons onsself verootmoedig. Dit beteken ons gaan besef wie ons is en ons gaan besef wie God is. En dan gaan ons sonde voorop bely en besef hoe afhanklik ons van God is. Ek lees uit Jakobus 2. As iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig ten opsigte van al die gebooie. God wat gesê het, jy mag nie egbreek pleeg nie, het ook gesê, jy mag nie moord pleeg nie. As jy nou nie egbreek pleeg nie, maar wel moord, is jy tog 'n oortreder van die hele wet. Kom ons luister na die wet van die Here. Toe het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie.
Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort. Ons kom agter dat ons ver te kort skiet, en daarom het ons dan ook 'n belofte van versoening. Ek lees saam uit Jesegiel 36. Ek sal vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Kom ons reageer op die wet deur saam te sing uit Skrifbreiding 2-4. Ons bid saam, sluit die oë. Almagtige Vader, Koning van die hemel en aarde, U wat volgens die wysheid die sterre tel en hulle almal by die naam roep. Ons kom vanmôre voor U staan. Vader, U wat vir Abraham beloof het dat sy nageslag soos die sterre van die hemel sou wees, wat deur al die eeue vir U volk vergader het. U is vandag nog besig om U kinders bymekaar te maak. Wanneer ons voor U staan, besef ons opnuut hoe min rede ons het om op onsself trots te wees. Ons sonde is nie net in wat ons doen nie, maar ook in wie en wat ons liefhet. Ons harte dwaal so maklik weg, Here. Ons soek ons eie eer, ons soek ons eie gemak, ons eie belange. Ons is dikwels meer aan onsself gehoorsaam as aan U. Ons moet ook bly, Here, dat ons dikwels teen die kerk sondig. Ons sien maklik die foute van ander raak, maar dan is ons blind vir ons eie tekortkominge. Ons raak gou kritiseer, maar ons is stadig om lief te hê. Ons verwag so baie van ons medegelowiges, maar bied self nie altyd ons gawes en diens aan soos ons behoort nie. Ons vergeet so maklik dat die kerk nie aan mense behoort nie, maar aan U. Ons vergeet dat die gemeente nie blote versameling mense is nie, maar die kudde waarvoor U, U seun, sy lewe laat aflê het. Daarom staan ons sonder enige verdienste voor U. Ons vlug na Christus toe. Ons dank U dat hy die goeie herder is, wat sy lewe vir sy skape gegee het. Ons dank U dat hy nie sy kerk vergeet het nie, maar haar deur sy woord en gees elke dag onderhou, beskerm. Vader, vergewe ons sondes om sy wil. Bedek ons met sy geregtigheid en leer ons om ons hoop alleen op Jesus Christus te stel. Ons dank U dat ons mag deel wees van U kerk. Nie omdat ons beter is as ander mense nie, maar omdat U in U groot genade na ons toe gekom het. U het ons geroep waar ons verlore was, waar ons dood was, waar ons U vyande was. U het ons ingebring as vreemdelinge. U het ons deel gemaak van U huisgesin.
toe ons nog ver van U was. Werk daarom deur die Heilige Gees in ons harte, dat ons nie net bely dat ons aan die kerk glo nie, maar dat ons lewe dit sal wys. Gee dat ons medegelowiges opreg sal lief hê, gee dat ons mekaar se laste sal dra, gee dat ons met blydskap ons plek in U gemeente sal inneem en die gawes wat U gegee het tot voordeel van ander sal gebruik. Wanneer die woord nou oop gaan, Vader, berei ons harte voor, reinig ons verstand van blindheid, reinig ons harte van hardnekkigheid, oortuig ons weer dat die kerk U werk is, U plan is, en dat die poorte van die doderyk haar nie sal oorweldig nie. Laat hierdie waarheid diep wortel skiet in ons harte, sodat ons met vreugde en dankbaarheid as lewende lidmate van Christus se liggaam kan leef. Laat U wil skiet hier by ons vandag en elke dag. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Vader, ons bid en begeer dit alles nie omdat ons het verdien nie, maar alleen uit genade ter wille van Jesus Christus, ons enigste middelaar en verlosser, in wie se naam ons voor U verskyn. Amen. Voordat ons dan saam lees uit die Bybel, kom ons sing skrifbereiding 7-2, ons gaan al 2 verse sing, vers 1 en 2. Vir ons saam met 1 Korintiërs 1 van die eerste perikoop lees. Ek lees dit uit die 53 vertaling. Paulus, 'n geroepe apostel van Jesus Christus, deur die wil van God en die broeder Sostenes, aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan al die heiliges in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal wat die naam van ons Here Jesus Christus in elke plek aanroep, hulle sowel as ons Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade wat God aan julle in Christus Jesus gegee is, dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is, in elke woord en in elke kennis, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, sodat julle geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons Here Jesus Christus onberispelik te wees. God is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun, Jesus Christus, ons Here. Ons gaan nou ook kyk na Sondag 21 wat gaan oor artikel 8 van die Geloofsbelijdenis.
Die vraag is, wat glo jy van die heilige algemene Christelike kerk? Die antwoord is dan, dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en woord in die eenheid van die ware geloof van die begin van die wêreld af tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Volgende vraag 55 vra dan, wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Ten eerste, dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. Ten tweede, dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. En dan die laaste vraag van Sondag 21. Wat glo jy van die vergifnis van sondes? Dat God op grond van die voldoening van Christus aan al my sondes en ook aan my sondige aard, waarteen ek my lewe lank moet stry, nooit meer wil dink nie. Uit genade wil hy aan my die geregtigheid van Christus skenk, sodat ek nooit in die strafgerig van God sal kom nie. Ek herinner u dan ook aan ons teksvers, 1 Korintiërs 1 vers 2, aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal by die naam van ons Here Jesus Christus in elke plek aanroep. Hulle sowel as ons Here. Ek lees aan die preek van Dr. Milan van Rijn voor, lees my gereformeerde kerk Pretoria Noord. Tema van die preek is, ek glo in die kerk. Ons gaan na 3 aspekte kyk. Glo jy nog aan die kerk? Wat beteken dit om aan die kerk te glo? En kan die mense in jou lewe sien dat jy in die kerk glo? Geliefdes, dit lyk deesdae asof meer en meer mense hulle rug draai op die kerk. Meer en meer mense glo nie aan die kerk nie. Party mense sal sê, maar ek het nog nooit aan die kerk geglo nie. Ek glo in die Here, ek glo nie aan die kerk nie. Die kerk is mos nie iets om aan te glo nie. Anders sal ek sê, die kerk het nog net moeilikheid gemaak in die wêreld. Al die kerkmense wat ek ken, is skynheilig. Die kerk tree liefdeloos op teen die wêreld. Aan die kerk glo nie ek nie. Maar as gelowiges bely ons dat ons aan die kerk glo. Ons het dit nou net bely in die 12 artikels. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. In die geloofsbelijdenis van Nicea bely ons dan ook, ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Nog verder, ons kyk in die Nederlandse geloofsbelijdenis, daar bly ons glo bely, 'n enige katholieke of algemene kerk, 'n heilige vergadering van almal wat waarlik in Christus glo, van almal wat hulle volle saligheid in Jesus Christus verwag, en in sy bloed gewas is, geheilig en verseël deur die Heilige Gees. Ons het dit laasweek na gekyk, die seël van die Heilige Gees. In hierdie kerk was daar van die begin van die wêreld af en sal tot die einde toe daar wees. Want Christus is 'n ewige koning wat nooit sonder onderdane kan wees nie. Artikel 28 van die NGB gaan dan aan. Ons glo, aangesien hierdie heilige vergadering 'n versameling is van hulle wat verlos word en daar buite geen saligheid is nie, dat niemand wat sy stand of status ook al is, om in selftevredenheid van hierdie vergadering afsydig mag hou nie. Inteendeel,
Almal is verplig om daarby aan te sluit en hulle daarmee te verenig om die eenheid van die kerk te bewaar. Dis is baie duidelik, as gelowiges glo ons aan die kerk. Ons moet wel mooi onderskei. Ons glo nie in die kerk nie. Ons glo aan die kerk. Ons glo in die Here. Dit beteken ons dien die Here. Hy is ons enigste God. Ons glo in hom. Ons plaas ons vertroue op hom alleen. Ons vertrou vir verlossing net hom. Dit beteken dat ons net God aanbid, maar dat ons ook sekere dinge van die kerk glo, omdat God die kerk self geroep het. Ja, geliefdes, al is die kerk onvolmaak en al maak die kerk foute, en al voel ons baie keer kwaad vir die kerk of seer gemaak deur die kerk, behoort ek as gelowige nog steeds aan die kerk te glo. Maar as ek sê ek glo aan die kerk, dan sê ek aan die hand van Sondag 21 dat die Seun van God uit die hele menslike geslag van Adam af vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe geroep is, uitverkies het, deur sy gees, deur sy woord, en die eenheid van die ware geloof van die begin van die wêreld af tot aan die einde toe vergader en beskerm en onderhou, en dat ek, elkeen van ons, 'n lewende lid is en ewig sal bly. Sondag 21. Ek glo dus aan die kerk omdat God sy kerk self gemaak het. God is die oorsprong van die kerk. As dit nie vir God was nie, sou die kerk nie bestaan het nie. Die kerk bestaan immers uit mense wat deur God uit die wêreld uitgekies is, uit die dood gerig is, om in hom te glo. Hoor maar hoe begin Paulus sy brief aan die Korintiërs. Hy skryf: aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal wat die naam van ons Here Jesus Christus in elke plek aanroep, hulle sowel as ons Here. Hieruit is dit baie duidelik. Die kerk is God se kerk. Dit is die gemeente van God. Dit behoort nie aan mense nie, maar aan God. Dit is ook duidelik dat die kerk uit mense bestaan. Kerk is nie 'n gebou nie, maar 'n groep mense. Verder is dit duidelik uit die teks dat die kerk nie uit gewone mense bestaan nie, maar uit geheiligde mense. Mense wat deur God uitverkies en geroep is. Hulle is geroep om sy kinders te wees. Mense wat deur Jesus Christus van die sonde en van die dood en van Satan verlos is. Maar hulle moet hulle lewens toewy aan hom en God dien. Mense wat die naam van Jesus Christus aanroep, om sy naam aan te roep, is om Christus te aanbid en hom te vereer. As ek dit nie meer glo nie, naamlik dat die kerk nie uit gewone mense bestaan nie, maar uit geheiligde mense, mense wat deur God gekies is, om sy kinders te wees nie, mense wat deur Jesus Christus van die sonde en van die dood verlos is nie, mense wat hulle lewens daarom toewy om God te dien, kan ek nie meer aan die kerk glo nie. En as ek nie meer aan die kerk glo nie, dan glo ek ook nie meer in die Here wat die kerk verlos het nie. Daarom bely ons ook in artikel 28 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Ons glo, aangesien hierdie heilige vergadering 'n versameling van hulle is wat verlos word en daar buite geen saligheid is nie, dat niemand wat sy stand of status ook al is, om in selftevredenheid van hierdie vergadering afsydig mag hou nie. Inteendeel, almal is verplig om daarby aan te sluit en hulle daarmee te
verenig om die eenheid van die kerk te bewaar, deur hulle almal as lede van een en dieselfde liggaam aan sy leerings en sy tugte onderwerp, onder die nek onder die heup van Jesus Christus te buig, volgens die gawes wat God aan elkeen gegee het, die broers en susters op te bou in hulle geloof. Ja, geliefdes, ons geloof aan die kerk gaan so ver as om te sê dat daar buite die kerk geen saligheid is nie. Dat 'n mens nie gered kan word sonder om deel te word van die kerk nie. Natuurlik is dit nie die kerk wat ons red nie, maar Jesus Christus. Maar die kerk is die mense wat deur God uitverkies is, bymekaar gemaak is, om aan hom te behoort. Dan kan dan ons buite die kerk geen saligheid wees nie. As God jou gekies het, kan jy dan nie gered word nie. En dan wil jy nie gered word as jy nie deel word van die kerk nie. Maar as God jou gekies het, dan maak hy jou deel van sy kerk, van Adam af tot die volëinding, sodat jy saam met al die ander geheiligdes hom kan aanbid. Daarom bely ons ook, dat niemand wat sy stand of status ook al is, en Hebreë 28, om in selftevredenheid van hierdie vergadering afsydig mag hou nie. Inteendeel, almal is verplig om daarbey aan te sluit en hulle daarmee te verenig om die eenheid van die kerk te bewaar. Dit is dus duidelik dat mense wat vandag sê dat hulle in die Here glo, maar nie aan die kerk nie, gruwelik dwaal. As die kerk dan God se plan is om die wêreld te red, en hulle wil nie deel wees van die kerk nie, maar sê hulle eintlik daarmee dat hulle nie deel wil wees van God se plan nie. Maar ons glo anders. Ons glo aan die kerk en daarom glo ons God se plan gaan nooit misluk nie. Ons glo die kerk, ons, die gelowiges, het 'n taak in hierdie wêreld en 'n gewaarborgde ewige toekoms. 'n Waarborg. Ons toekoms word gewaarborg deur die bloed van Jesus Christus en deur die waarheid van die woord van God. Ja, ons kan opgewonde wees oor die kerk en oor die boodskap van die kerk en oor die ewige toekoms van die kerk. Die kerk met al sy foute, al sy tekortkominge bestaan al sedert die begin van die mensdom af, van Adam en Eva af, en die kerk sal tot in ewigheid bestaan. Deur die eeue het die kerk al verskriklike moeilike tye deurgemaak. Verskeie kere het die wêreld gedink, nou ja, nou is dit klaar met die kerk. Tog bestaan die kerk vandag nog en sal dit in ewigheid bestaan. Hoekom? Omdat die kerk nie deur 'n mens uitgedink is nie, maar dit is God se plan. Omdat die kerk nie aan mense behoort nie, maar aan God. Omdat God self sy kerk in stand hou. Daarom glo ek nog steeds aan die kerk. Ja, geliefdes, ons vergeet dit maklik. Die kerk is God se plan met die wêreld. Die kerk is deur God daar gestel as die mense wat aan hom behoort, deur wie hy sy kinders geestelik versorg. So die kerk het 'n werk. Die kerk is soos 'n militêre basis waar mense opgelei word en toegerus word om die aanslag van die vyand die hoof te bied. Vanuit hierdie basis beweeg gelowiges elke dag uit om te gaan veg teen Satan, teen sy magte en om God se koninkryk te laat kom. Maar dis nie net dit nie. Die basis het ook 'n siekeboeg waar gewondes verpleeg word en versorg word. Mense wat deur die wêreld verwond is, deur die lewe seer gemaak is, hulle kan hier weer rus en versorging en krag kry. Van medegelowiges af wat hulle die naam van Here Jesus met liefde bedien. Geliefdes, dit lê 'n geweldige verantwoordelikheid op ons. Die kerk, ons, God se plan om sy kinders geestelik te versorg en om sy woord aan die wêreld te bring. Die kerk, ons, die gelowiges,
is God se enigste plan. Daar's nie 'n ander plan nie, daar's nie 'n plan B nie. Hoor net hoe beskryf God sy kerk in ons teks. Die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal wat die naam van ons Here Jesus Christus in elke plek aanroep. Hulle sowel as ons Here. Daarom hoef ons nooit te twyfel aan die toekoms van die kerk nie. Die toekoms is ewig en staan vas. In Openbaring 21 lees ons. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Dit is die toekoms van die kerk. Ons sal ewig in God se heerlike teenwoordigheid lewe. Ons kan uitsien na die dag wanneer Jesus weer kom, want God self sal by ons wees as ons God. Ons luister verder in Openbaring 21, vers 4. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Nou leef ons nog daarmee saam en ons ly daaronder, maar ons het die vaste belofte van Jesus Christus, vers 5 van Openbaring 1 sê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, dis Johannes, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Dit maak dus die saak wat die wêreld sê of dink of doen oor die kerk nie. God het 'n onfeilbare plan en niemand kan sy plan omverwerp nie. Soos in die tyd van Noag, het net die mense wat in die ark was, gered geword. So vandag, laat ek gaan voorlees. Soos wat in die tyd van Noag net die mense gered kon word wat in die ark was, so sal net die mense gered word wat deel van die kerk is. En net die wat waarlik in Jesus Christus glo as enigste verlosser, is waarlik deel van die kerk. Sien jy, Christus staan voorop. Soos wat die mense vir Noag gespot het omdat hulle 'n skip op droë grond gebou het, maar later hulle woorde moes sluk saam met 'n klomp water, so sal die mense ons spot omdat ons deel is van die kerk, maar eendag ook hulle woorde moes sluk. Openbaring 1 vers 7 sê, kyk, hy kom in die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou dryf. Ja, amen. Openbaring 21 vers 6 en 7 word daar uitgebrei oor hierdie belofte van ons ewige toekoms. Ons het nou gesing. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van water van die lewe. Verniet. Hy wat oorwin, sal alles beerwe, en ek sal vir hom God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Ja, die wêreld is soos 'n sinkende skip, en daar is net een reddingsboot, die kerk van Jesus Christus. Daarom moet ons nou aan soveel as moontlik drenkelinge verkondig dat daar net by die Here Jesus verlossing is, en dat hulle alleen by hom veilig is, en net hy alleen kan 'n mens vir ewig verlos. Geliefdes, daarom hoef ons nie skaam te wees om te bely, ek behoort aan die kerk van Jesus Christus. Ek glo in die kerk van die Here. Daarom hoef ons ook nie skaam te wees om te leef soos iemand wat aan die kerk van Jesus Christus glo en behoort nie. Ons hoef nie moedeloos te raak oor die toekoms van die kerk nie. Ons kan ons roeping getrou uitleef, want die kerk het 'n ewige toekoms.
Omdat ek in die Here van die kerk glo, omdat ek aan die kerk van die Here glo, leef ek ook elke dag as 'n geroepe geheiligde. En ek maak tyd om as deel van die kerk die Here te dien met huisgodsdiens, met binnekamergodsdiens, met liefdesdiens en deur mee te leef met medegelowiges en hulle te help om hulle laste te dra en om hier by mekaar te kom in die erediens. Ek dien elke dag die Here met 'n dankbare en 'n gehoorsame lewe. Omdat ek aan die kerk van die Here glo, praat ek nooit sleg van die kerk nie. Ek kraak nooit die kerk af nie, maar ek vertel eerder vir almal hoe groot voorreg dit is om deur God gekies te wees om aan sy kerk te behoort. Ek praat nooit sleg van die kerk nie, want ek wil nie sleg praat van die bruid van Christus nie. En my lewenswyse toon duidelik dat my geloof aan die kerk nie net 'n teorie is nie, dat ek 'n lewende lid is van die kerk. Veral hier wend ek my gawes aan. Dit wat jy bely, is ook dit wat jy moet uitleef. In getrouheid, in diensbaarheid, in lewing, in meelewing en met dankbaarheid. Omdat ek aan die kerk van die Here glo, gebruik ek my gawes wat die Here aan my gegee het, om die Here en my medegelowiges in die kerk te dien. Omdat ek in die kerk van die Here glo, gee ek 'n ordentlike dankoffer om die Here van die kerk te vereer, sodat die kerk sy werk in die wêreld kan doen. Omdat ek in die kerk van die Here glo, mis ek ook nie erediens nie, want met elke erediens weet ek, roep die Here sy kerk by mekaar om hom te vereer en te verheerlik. My geloof in die kerk is daarom nie 'n mooi belydenis wat ek aan die begin van elke Sondag onnadenkend bely nie. Nee, dis 'n ware belydenis wat uit my hart kom en wat ek met my lewe bevestig. Ek weet en glo immers dat ek nie net tydelik hier op aarde deel is van die kerk nie. Nee, ek is ewig deel van die kerk van die Here en ook vir ewig in die nuwe Jerusalem en sal hom daar dien. Daarom is dit vir my 'n voorreg om die Here elke dag dankbaar te dien en so 'n lewende lid van sy kerk te wees. Amen. Broers en susters, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ons kom vanmôre voor U, nie omdat ons waardig is nie, maar omdat U in die groot ontferming die deur van genade vir ons oopgemaak het in Jesus Christus. Ons bly dat ons dikwels meer bewus is van die foute van ander as ons eie sonde. Ons is vinnig om kritiek uit te spreek, maar stadig om onsself te ondersoek. Ons liefde vir U en ons liefde vir ons naaste is gebrekkig. Ons gehoorsaamheid is onvolmaak en ons vertroue is dikwels so klein. Maar Vader, ons dank U dat ons nie na onsself hoef te kyk vir redding nie. Ons dank U vir Jesus Christus, ons enigste verlosser en ons oorspreker. Ons dank U dat hy sy kerk met sy eie bloed gekoop het en dat hy haar nooit sal verlaat nie. Ons dank U dat ons nie alleen deur die wêreld hoef te reis nie, maar dat U ons ingelyf het in die gemeenskap van die heiliges, by die vergadering van mense wat U vir Uself beroep het, in U kerk. Ons dank U dat die kerk nie 'n plan van mense is nie, maar U eie werk. U vergader haar deur U woord en deur U gees. U beskerm haar teen die aanslae van die bose. U onderhou haar deur die eeue. Daarom hoef ons nie moedeloos te word wanneer ons die swakheid van mense sien. Ons hoop rus nie op mense nie, maar op Christus, die ewige koning wat nooit sonder onderdane sal wees nie. Laat ons daarom groei in liefde
vir die kerk. Bewaar ons daarvan om onsself afsydig te hou van die liggaam van Christus. Leer ons om mekaar te dien met die gawes wat U aan ons gegee het. Maak ons gewillig om laste te dra, om wonde te verbind, om die moedeloses te bemoedig en om swakkes te ondersteun. Laat ons gemeente 'n plek wees waar die liefde van Christus sigbaar word. Ons bid vir U kerk oor die hele wêreld. Laat U die evangelie suiwer verkondig word. Bring afgedwaaldes terug. Roep nog mense uit die duisternis tot U wonderbare lig. Bewaar die kerk teen dwaling, teen verdeeldheid. Bewaar die kerk teen liefdeloosheid. Gee dat die waarheid en die liefde altyd saam sal staan. Ons bid vir almal wat swaar kry, reik uit na hulle wat siek is, reik uit na hulle wat moeg geword het onder die laste van die lewe, hulle wat koud en honger of alleen is. Troos die mense wat bedroef voel, versterk die wat moed verloor het. Laat hulle deur die sorg van medegelowiges iets ervaar van die liefde van hulle hemelse Vader. Vader, ons bid vir ons regering en vir almal wat gesag dra, gee wysheid, eerlikheid, geregtigheid. Laat hulle roeping so uitvoer dat daar vrede en goeie orde kan wees, dat die kerk die evangelie ongestoord kan verkondig. Ons bid vir ons gemeente hier in Venterstad, laat elke lidmaat groei in geloof, groei in hoop en groei in liefde. Bewaar ons van geestelike traagheid. Gee dat ons nie net sal bely dat ons aan die kerk glo nie, maar dat ons ook met ons lewe sal wys. Maak ons getrou in die eredienste, getrou in gebed, getrou in ons liefdesdiens en getrou in die gebruik van ons gawes. Vader, ons bid vir ons kerkraad, gee hulle wysheid, onderskeidingsvermoë en eensgesindheid. Laat hulle in alles die nek buig onder die juk van Christus en sy wil soek in U woord. Seën ook die werk van die diakens en die ouderlinge en elke lidmaat wat diensbaar is in U gemeente. Vader, wanneer ons na die wêreld kyk en die kerk soms klein en swak lyk, herinner ons weer dat U plan nie kan misluk nie. Dat die dag kom wanneer die nuwe Jerusalem sal neerdal, soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Die dag kom wanneer U self die trane van die kinders se oë sal afvee. Die dag kom wanneer ons saam met al die heiliges U volmaak sal dien en verheerlik. Daarom gee ons nie moed op nie, maar leef ons met hoop en verwagting. Aan U behoort al die eer. Vader, ons bid dit alles uit U genade in naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Daar is 'n geleentheid vir die liefdegawes. Ons gaan saam sing 'n baie bekende lied wat ook uit die prediking na vore kom. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Skrifbron 57, dit is aan 18:6 vers 1 en vers 4. See
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede